Here, omdat U leef, sien ons kans vir dit wat môre voor lê. Here, omdat U leef, sien ons kans vir dit wat ons vandag deur moet maak. Omdat U leef, is ons hoop in U gesetel en gevestig. In U, omdat U leef, Here, is daar krag bonatuurlik in die hemel en op aarde wat U tot ons beskikking maak. Omdat U leef, Here, het ons hoop vir die môre wat kom, en daar's belofte dat U ons sal dra en dat U met ons sal wees en dat ons vir ewig vasgehou word in U hand. Omdat U leef, Here, kan ons op geloof staan en vra, Here, wil U nie asseblief ingryp nie? Omdat U leef, Here, kom ons met dit wat ons het en ons lê dit aan U voete, die bietjie wat ons het, ons weet U kan dit meer maak. Omdat U leef, weet ons, Here, U kan dit wat blykbaar dood is, opwek tot 'n nuwe heerlikheid. Daarom kom ons vanoggend as gemeente in geloof en dank U op hierdie opstanding Sondag, dat ons kan sê, omdat U leef, Here, is ons gevul met hoop. En Here, vanoggend is daar 'n lys van siek persone wat voor U genoem word reg oor hierdie land en oor die wêreld. Vanoggend, Here, hier in ons eie gemeente, kom bring ons vir Dani aan die voete, Here, waar hy kritiek lê. Here God, ons kom en ons sê, omdat U leef, Here, vra ons, wil U nie met U kragtige hand ons se liggaam vaardig word nie. Here, ons vra omdat U leef, wil U hom nie genees nie, wil U hom nie deurtrek nie. Here, wil U hom nie uit die graf uitbring vandag, Here, en lewendig maak nie. En as jy vanoggend hier staan en jy het siekte in jou liggaam, wil jy nie net jou hand na die hemel toe uitrek vanoggend en sê, Here, hier is ek, Here, raak my aan. Here, U wat 'n geneesheer is, U wat rondgegaan het en mense aangeraak het en genees het van elke siekte en kwaal. Here, U wat deur die Gees gawes van genesing losmaak. Here, ons staan vanoggend hier, Here, afwagtend op U en ons sê, Here, ek glo, omdat U leef, Here, kan U my broer en my suster vanoggend aanraak. Omdat U leef, Here, kan U elke sel in hulle liggaam draai tot gehoorsaamheid aan U wil. En dit wat die Satan wou kom steel, kan U kom teruggee. My hart kom op, Talita Kumi, dogtertjie, staan op. Here, mag U Gees vanoggend ons herinner dat die opstanding was nie net 'n gebeurtenis nie, maar dit was die gebeurtenis. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser en ons Heer, in die naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, U kan die sitplek neem in hierdie wonderlike atmosfeer. Dit is my so lekker dat jy vanoggend saam met ons kuier op hierdie opstanding Sondag. As ek vir jou vanoggend moet sê, Jesus het waarlik opgestaan, wat kom in jou hart op? Halleluja! Ja, sure. Wanneer ons dink aan Jesus wat uit die graf uit opgestaan het, dit klink so verregaande eintlik, dat kort nadat Jesus uit die graf uit opgestaan het, sien ons was daar 'n groot aanslag om te keer dat hierdie ongelooflike waarheid verkondig moes word. Want jy sien, kind van die Here, ek en jy besef nie, maar die opstanding van Jesus is nie net 'n integrale deel van die teologie wat ek en jy glo nie. Dit is die skakel wat verandering bring tussen Jesus as 'n profeet of 'n boodskapper en Jesus, die verreëse Messias wat in heerlikheid staan. En as jy dit vanoggend net wil vasgryp, hoop ek vanoggend se woord gaan jou laat besef, ons praat oor Jesus wat opgestaan het, hy bring hoop, hy gee krag en hy dra 'n belofte. Amen. Ek gaan begin met 'n aanhaling van C.S. Lewis. En hy sê die volgende, hoor gou mooi. Om die Christendom te verkondig, om Jesus te verkondig, het vir die apostels hoofsaaklik beteken om die opstanding te verkondig. Die opstanding is die sentrale tema in elke Christelike preek wat in die boek Handelinge gerapporteer word. Die opstanding en die gevolge daarvan was die evangelie of goeie nuus wat die Christene
gebring het. Nie die lys van die liefde van Jesus noodwendig nie, nie die wonderwerke wat hy gedoen het nie, ja, dit is ook verkondig, maar die opstanding van Jesus was die kernpunt wat gesê het, hierdie Jesus wat ek en jy lief het, is nie net mens nie, was nie net man nie, was nie net 'n boodskapper van God, of iemand wat heilig geleef het nie, hy was daadwerklik die geprofeteerde seun van God, die Messias wat kom, wat die sonde van die wêreld weggeneem het. Sou hy in die graf gebly het, was sy kruisdood niks anders as 'n rower nie. Ek wil jy moet dit vandag verstaan, sou hy in die graf gebly het, was hy net nog 'n man, wat gesê het hy was iets, wat hy nie was nie. Maar omdat hy verklaar het, dat niemand neem sy lewe van hom nie, hy lê dit self neer en sal dit weer opneem, omdat hy gesê het, hy gaan binne 3 dae uit die dood uit opgewek word, omdat hy vir die Joodse Sanhedrin gesê het, hy sal vir hulle die teken van Jona gee, die 3 dae, en dit sal bewys wees dat hy die seun van God is, moet ek en jy verstaan, dat as Jesus nie uit die dood uit opgewek het nie, het wat ek en jy hier vandag doen, geen waarde gehad nie. En daarom wil ek jy ons moet vanoggend stil staan vir 'n oomblik en hoor wat sê die woord. In Matteus 28 vanaf vers 1 tot 10 lees ons vanoggend saam en ek wil jou iets vreemds vra vanoggend. Sal jy saam met my staan as ons die woord van God vanoggend lees? Kan ons dit doen vanoggend? Kom ons staan saam, die woord is op die skerm en ons staan in die aangesig van die Here, heilig voor sy woord en vanoggend gaan ons net saam hoor wat sê die Gees van die Here vir ons. Die opwekking van Jesus. Na die Sabbat, teen dagbreek, op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak, gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vroue en sê, moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos hy gesê het. Kom, kyk na die plek waar hy gelê het, en haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle, moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat hulle na Galilea moet gaan. Daar sal hulle my sien. Moenie meer bang wees nie. Gaan en sê wat julle gesien het. Kom ons sluit die oë. Here, u opstanding is vir ons die waarheid wat ons vandag aangryp. Here Jesus, dit was nie net die getuie van die engel wat gesê het, u het opgestaan nie. Dit was nie net Maria wat in die graf gesien het, u het opgestaan nie. Dit was nie net u wat aan u disippels verskyn het, wat bevestig dat u het opgestaan nie. Ja, Here, die graf het oopgegaan en verklaar wat gebeur het. En Here, deur dit alles wil ons vanoggend sê, dankie dat ons nie hoef te vrees nie, maar dat ons kan gaan en gaan vertel. Jesus leef. Amen. Ek kan die sitplek neem. Daar's 3 elemente wat ek vanoggend wil aangryp wat die opstanding vir jou en vir my beteken. Die eerste een is die opstanding bevestig ons hoop. Die opstanding bevestig ons hoop. Met ander woorde, dit verander van dit wat jy hoop gaan gebeur, om na iets wat jy weet gebeur het. Dit vat dit wat dalk twyfel kon gehad het, en dit maak dit vas tot sekerheid. Hoekom? Want ons weet dat geloof se definisie spreek van hierdie hoop. Hoor gou wat sê 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Hy sê daarso,
Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwerk het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. 'n Lewende hoop, nie 'n dooie ene nie. Amen. Skree ek bietjie op julle vanoggend? Moet ek bietjie stiller raak soos Marius? Nee, ek gaan met jou praat vanoggend. Jy sien, kind van die Here, in vandag se tyd wil die wêreld jou druk tot twyfel. Hy wil jou druk tot onsekerheid. Hy wil jou druk dat jy nie seker is dat dit wat jy vasgryp in die geloof is waar nie. Die Here sê, ek het my seun uit die dood uit opgewek, sodat jy en ek 'n lewende hoop kan hê. Nie iets wat dood is nie, nie iets wat leweloos is nie, nie iets wat gevestig is in 'n stuk of 'n stomp of 'n prentjie of een of ander aardsgemaakte afgod nie, 'n lewendige hoop. Hoekom? Want Hebreërs 11 sê, geloof is egter 'n sekerheid van die dinge wat gehoop word. Die vaste bewys van dinge wat nie gesien kan word nie. En daarom kon die disippels, nadat Jesus aan hulle verskyn het, daai evangelie neem, daai goeie nuus. Hy was nie doodgemaak net nie, maar hy het opgestaan en hulle kon uitgaan. Een van die skrywers sê, dit is vir hulle verstommend om te dink, dat 11 mans vir meer as 40 jaar dieselfde waarheid kon vasgryp en verkondig, ten spyte van verdrukking, ten spyte van agtervolging, ten spyte dat hulle almal behalwe een gesterf het vir dit. Hoe kan dit 'n leuen wees? Wie sal dit alles deurgaan vir 'n valse waarheid? En dan trek hier die skrywer 'n vergelyking met een van die grootste staatsgeheime wat in Amerikaanse geskiedenis was, the Watergate scandal. En hy sê, dit het hierdie 12 maande, 3 dae gevat en toe buig hulle en toe breek hulle. Wat sal maak dat ek en jy vasgryp aan dit wat God gesê het hy is, as dit nie waar is nie? Daarom kan ek en jy 'n lewende hoop hê. 'n Lewende hoop dat Jesus gaan doen wat hy gesê het. Hy het gesê hy gaan om vir jou in my plek voor te berei. Hy het gesê hy gaan om vir jou en my in te tree as hoëpriester. Hy het gesê hy gaan om sy Heilige Gees vir ons te stuur. Hy het gesê hy gaan sodat ek en jy sy kinders kan wees. Wat 'n belofte! En nou het hy opgestaan en hy maak dit waar. So ek en jy hoef nie te wonder, is hierdie 'n klug nie? Is hierdie geloof wat ek en jy aangryp sommer net iets wat genoem is, wat lekker is om in te glo, want dit laat ons goed voel? Nee, dis 'n vaste fondasie. Jy moet meer geloof hê in die opstanding van Jesus, as wat jy gehad het toe jy vanoggend op daai sitplek kom sit het. Wie van julle het vanoggend kom sit met die hoop dat hierdie stoel jou gaan hou? Nie een nie. Jy het 'n vaste vertroue gehad, 'n sekerheid, hierdie stoel gaan jou dra. En die Here kom en hy sê, jy kan so ook vasgryp aan die vaste sekerheid. Jesus leef. Romeine 5 sê die volgende, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan en ons beroem ons op die hoop. Ons praat van die hoop, ons getuig van hierdie hoop, ons vertel vir ander, dis hoekom ek en jy hoop, dis hoekom ons bid, dit is hoekom ons met God praat, dit is hoekom ons kinders in gebed voor die Vader lê en vra, Here, wees met ons kinders, dit is hoekom ons eggenote, ons vir mekaar bid en sê, Here, beskerm hulle, ons het 'n vaste hoop. Hierdie vaste hoop, gaan ek nog ook vir julle sê, is die wonderlikste gedagte, dat wanneer ek en jy sterf, of ons nie bekommer nie. Want ons het 'n ewige lewe wat wag. Halleluja. Maar wat van die alledag? Goed, ons verstaan nou, daar is hierdie hoop, Jesus het uit die graf uit opgestaan, ons hoop in hom is gevestig, wonderlik, dis die verlede. Wat van die alledag? Die opstanding bewys sy krag wat in jou en my woon. God het ons nie wees agtergelaat nie, hy laat ons na met 'n gees, die Heilige Gees en sy krag, sodat ek en jy deur hierdie lewe kan gaan, seker in ons verlossing en wel toegerus vir die werk van getuienis.
Het jy geweet jy's 'n getuie? Het jy dit al gehoor sê by 'n kerk? Ja, Jesus het apparently vir ons gesê ons moet gaan getuig. Dit is ons roeping om te gaan getuig. Jy sien, die opstanding bewys sy krag wat in ons woon. Esegiel 37:14 sê die volgende, Oud-testamentiese belofte, wat Jesus vir ons waargemaak het in Handelinge 1 en 2. Hoor wat sê hy, ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Jy kan die vers anders lees en sê, sonder my gees in julle, kan julle nie lewe nie. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Wat het Jesus in Johannes 10:10 beloof? Ek het gekom om vir julle lewe te gee. Lewe in oorvloed. Romeine 8:11 gaan verder en hy sê die volgende, hy sê, as die gees van hom, dis God die Vader, wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees, wat in julle woon. Waar is hierdie krag, hierdie vors, hierdie dynamis, hierdie Heilige Gees, die derde persoon van God drie-eenheid? Waar is hy? Binne jou en my. Hy maak dit vir ons moontlik om gehoorsaam te wees aan wat God van ons vra. Hy bring die woord van die Here en hy plaas dit binne in jou hart. Hy spreek tot jou en hy lei jou. Die woord sê jy gaan die stem hoor voor en agter jou, vir jou sê draai links en draai regs. Dis jou gewete wat baie keer, wanneer jou vlees wil sondig, daai stem wat vir jou sê, wag, stop. Dis daai stem wat soms jou oë laat kyk vir die uitkoms voordat jy tot 'n val kom. Of daai wanneer jy met iemand te doen het en jy beleef iets is net nie reg hier nie. Sy gees in jou. Hoe wonderlik. 2 Timoteus sê, die gees het baie funksies, hy noem hierdie 3, hy sê, God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hierdie kragtige gees bewerk die vrug van die gees, wat Galasiërs sê, in ons lewens. Dis die Heilige Gees wat hierdie vrug in jou laat opkom en hoe nader jy in verhouding met die Here leef en hoe meer jy jou lewe oorgee aan hom, hoe meer vrug begin jy dra. Jy begin lyk soos daai perskeboom hier aan die einde van somer. Hy's kusboude, die vrug lê vrot onder die wortels. Wie van julle ken nog perskebome in julle erwe? Niemand omtrent nie. Julle, as jy ooit 'n vrugteboom in jou erf gehad het en jy het 'n perskeboom gehad, wanneer hy begin bot, is dit pragtig. Hier kom perskes. En dan begin hy dra, hier's perskes. En teen die einde van somer is die kinders al so moeg om die gemors onder die boom op te tel, want nou begin dit vrot en suur word en dit begin vleelok. Ouma kan nie meer perskes blik nie, daar's nie genoeg suiker om al die dam te maak nie. En dis wat God in ons lewens na vore bring, vrug. Dat die wêreld kan proe en smaak en sê, jy's 'n kind van die Here. Hy vul jou met krag, sodat jy kan 'n verskil maak. Hy gee vir jou sy gawes, sodat jy ander kan dien. Hy gee vir jou talente, dat hy deur jou ander kan optel en opbeer en versterk, sodat sy krag sigbaar word in jou alledaags. En wanneer die lewe moeilik raak, dan sê hy vir jou, ek gee vir jou selfbeheersing. Die kernwoord is selfbeheersing. Nie iemand anders beheer my nie. Ek meen, dink gou aan die woord selfbeheersing. Wie is verantwoordelik vir daai beheering? Self. Jy. Nou as die Here vir ons hierdie ongelooflike Gees gegee het, wat vir ons liefde en krag en selfbeheersing gee, moet ek en jy waak om die Here 'n leenaar te maak, om te sê, ek het nie liefde nie. Ek beteken niks, of ek kan nie myself beheer nie. Van ons het dalk 'n bietjie meer hulp nodig tot selfbeheersing. Het jy geweet, om 'n slot op jou yskas by die huis te sit, is ook 'n vorm van selfbeheersing?
In verkeer elke dag beheer hulle jou gedrag deur lyne op die pad te verf, spoedtekens op te sit. Die Here kom deur sy woord en hy gee vir ons die ongelooflikste padlyne en riglyne en borde en tekens, partykeer groot neon signs wat sê moenie. En dan kom die Gees en sê, jy weet jy kan dit gehoorsaam en dan gaan ons ek kies of om vandag gehoorsaam te wees of nie. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, het hy nooit die Gees gestuur nie. Die woord sê dat Jesus sê, ek sal my Vader vra en hy sal vir julle die Gees gee. En op Pinkster het dit ook gebeur. Jesus is so 'n God van sy woord. Efesiërs 6:10-11 sê, ten slotte vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Weet jy hoe lyk geweldige krag? Gaan raak aan elektriese heining. Jy gaan geweldig verras wees. Maar weet jy wat het meer geweldiger krag as 'n elektriese heining? 'n Oop elektriese kabel. En daar is 'n verskil tussen krag en geweldige krag. Hierdie geweldige krag het dieselfde dinamus agter dit as God wat skep vanuit niks na alles. En daarom beloof hy, omdat hy leef, kan ek en jy sê, ek weet nie waar om my krag te kry nie, ek gaan dit soek by die een wat vir my geweldige krag gee. Amen. Of dit is dat jy hoop nodig het, of dit is dat jy vandag nie weet wat jy gaan doen, of waar jou heil vandaan kom nie. Die Here sê, jy gaan jou sterkte vind in die een wat vir jou die geweldige krag gaan gee. Dan, derdens, ek het geen horlosie nie, ek hou van hierdie gemeente. Julle laat my hierso preek tot 12 uur. Aubrey, hoeveel mense is hier vandag net een geniet die prediking? Die opstanding bevestig die belofte van die ewige lewe. Nou moet almal sê, halleluja. Ons kan mos vanoggend gesing, ons gaan juig daar in die hemel. Hoe wonderlik dat ons nie hoef te treur soos dies wat sonder hoop is nie, want wanneer ek en jy sterf, dan woon ons in by ons hemelse Vader. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat God het vir ons 'n plek voorberei en alles hier op aarde is maar tydelik en dit wat hierna kom is nog ongeloofliker want Jesus het gekom en deur sy bloed het hy ons heeltemal versoen en deur vergifnis is ons skoon en rein gewas en deur sy opstanding is ons geregverdig dat ons kan staan in die posisie wat ons was voor die sondeval en wanneer ek en jy sterf dan gaan ons na ons Vader in die hemel en ek en jy vind onsself in die teenwoordigheid van die een wat ons eerste lief gehad het. Halleluja. En dan gaan ek natuurlik Johannes 3:16 moet lees vanoggend, nê? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun, dis wat die 2020 vertaling sê, sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, sê saam met my, maar die ewige lewe kan hê. Sal hê. Halleluja. Ek voel so 'n bietjie pinksterig vandag. Pastoor, jy moet my vergewe. Wat 'n voorreg om hierdie belofte te hê. Nie net het ek 'n hoop dat Jesus alles gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen en dat hy alles is wie hy gesê het hy is en dat alles wat hy gedoen het daadwerklik die werk van die Seun van God was en vir ons gewys het die liefde van die Vader nie. Nie net beweeg ek elke dag in die krag wat die Here deur sy Gees vir my gee omdat Jesus uit die dood het opgestaan het, dieselfde krag wat hom uit die dood uit opgewek het, woon in my en jou en daarom kan ek en jy beweeg in hierdie oorwinning. Nee, ons beweeg met hierdie ongelooflike belofte dat selfs maak nie saak wat met ons hier gebeur nie. Jou en my verlossing is gesetel in die hemel en niks kan ons skei van hierdie liefde van God nie. Jesus vra 'n baie unieke vraag vir 'n vrou wat oor hierdie dinge gevra het. En ek dink hy vra hierdie vraag vir jou en my vandag ook nog. Johannes 11 vers 25 tot 26. Jesus het vir haar gesê: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid
nooit sterf nie. En dan vra hy haar die, glo jy dit? Ek voel die Gees vanoggend vra jou en my, glo ek en jy dit nog? Het jy vaste sekerheid oor hierdie waarheid, wat deur die graf opgestaan het? En dan laastens, sluit ek af met 2 Korintiërs 5 vers 1. Ons weet tog, dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het wat van God kom, 'n ewige woning in die hemele, wat nie met hande gemaak is nie. Dit is die plek wat Jesus gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Halleluja! So wat 'n getuienis dra jy? As jy die hoop het, en jy die krag, en jy die belofte. Maria, hulle het Jesus beleef, en hulle was gevul met hoop, hulle het beleef die krag, en hulle het gegaan met die belofte, dat Jesus hulle in Getsemane gaan kry, in Galilea gaan kry, en hulle het gegaan en hulle het gaan getuig. Wat 'n getuienis dra ek en jy uit? Wat 'n getuienis dra ons oor aan ander? Is die opstanding van Jesus nog steeds deel van die verhaal wat ek en jy vertel van ons geloof? Matteus 28:8 sê, met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Wat 'n oorgawe. Wat 'n oorgawe. Jy weet, God het vir jou en my uit ons eie graf uitgered, met 'n bonatuurlike daad van liefde. En het jou en my ontmoet, miskien net buitekant die deur, en het homself van jou en my openbaar, en het jou en my, volgens Matteus, gestuur om te gaan getuig. En hy wil hê ons moet hardloop, sonder vrees, met baie blydskap en totale oorgawe, en die wêreld vertel van hierdie liefde. Ons as gemeente te lees wat sê, gaan maak die transformerende liefde van Jesus alom bekend. En hier is die laaste gedagte. Timothy Keller het in 2023 afgesterf en hy het 'n groot vraag gelaat. Hy sê, if Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he has said. If he didn't rise from the dead, then why worry about any of what he said? The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teachings, but whether or not he rose from the dead. Ja. Hoeveel keer redekabel ons oor wat Jesus gesê het en wat sy opdragte hy gegee het? Die vraag regtig is, onthou ek het die vraag in die begin gevra, glo jy dat Jesus het uit die dood uit opgestaan? En as jy dit glo, het jy geen keuse dan om te doen wat hy vir jou gevra het nie. Halleluja. Ontvang die seën van die Here. Die Here vul jou met hoop. Die Here gee vir jou krag. En die Here vervul sy beloftes aangaande jou. Mag die genade van God, die liefde van Jesus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Mag ons gaan en getuig, Jesus leef. Amen. I've got hope in my heart.